Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg om vir julle te kan bedien met 'n woord vanoggend. Ons lees in Genesis 7, lees ons die storie van Noag. Nou ons almal ken die storie van Noag. Noag wat die ark gebou het en dat het hom nogal lank gevat het om die ark te bou. En dan lees ons ook van die tydperk wat Noag hulle in die ark was, hy en sy gesin en dan sy kinders. En ons lees ook wanneer die water begin droog word het op die grond, hoe lang het dit ook gevat voordat hulle uit die ark uit kon kom, om weer op aarde te kan bestaan maak. Nou kind van God, ek is doodseker, Noag en sy gesin, hulle het op 'n punt gekom dat hulle baie ongeduldig begin raak het, want hoe lang was hulle nie nou al in die ark nie? En ek is seker daar was tye wat hulle ook frustreerd gevoel het, dat wanneer kan ons nou uitgaan? Nou, is dit nie hoe ons ook baie keer voel in 'n wagseisoen nie, my boetie en sissa? Baie keer in ons lewens het ons 'n wagperiode vir iets wat ons wag, vir 'n deurbraak, vir 'n deur om oop te gaan, vir daai posisie by die werk, vir daai verhouding om deur te kom. Ons wag baie keer daarvoor en dan dink ons, gaan dit ooit gebeur? Hoe lank moet ek nog wag? Maar weet jy, kom ek deel gou met jou, my boetie en sissa, partykeer as ons ongeduld die hoorhand kry, en ons kry dit op ons eie manier, dan besef ons op 'n latere stadium, joh, ek moes net gewag het, want nou is dit eintlik erger as wat dit sou wees. En as ek net 'n bietjie meer geduldig was, as ek net vir God toegelaat het, dat hy sy plan in volle werking laat tree, dat hy doen wat hy moet doen, sodat dit waarvoor ek wag, perfek kan wees, reg kan wees, maar deur my ongeduld het ek die kort pad gevat, die kort pad gekies, die vinnige uitweg. En baie keer as ons wag, al vat dit bietjie lank, maar wanneer daai deurbraak kom, wanneer daai deur oopgaan, daai posisie vir jou kom, daai verhouding aanbreek, gaan jy terugkyk, en jy gaan sê, Here, dankie, dankie, dat ten spyte van my ongeduld, kon ek wag, en hierdie is beter as wat ek ooit sal verwag. Dit is iets wat ons doen, my boetie en sissa, en ek voel in 2026 moet ons regtig 'n punt daarvan maak, om bietjie meer geduld toe te pas. Is dit maklik? Glad nie. Is dit moeilik? Ja, verseker. Maar is dit die moeite werd? Ja, dit is. So gaan jy, saam met my, hard daaraan werk, dat ons meer geduld kan toepas, en dat ons God kan vertrou. Ons vertrou God, om vir ons daai uitkoms te bring waarvoor ons wag, om vir ons daai deurbraak te gee, wat ons nodig het. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie, dat ek weet U is in beheer. Baie dankie, Vader, dat U plan altyd reg is. Liewe Here, baie dankie, dat ek weet, wanneer U werk, wie kan U keer? U vergewe ons, wanneer ons baie keer die kort pad wil vat. Liewe Here, ek bid dat elkeen van ons meer geduld sal hê, sodat wanneer die uitkoms kom waarvoor ons wag, dit die uitkoms sal wees, waaroor ons net kan getuig en getuig. In Jesus naam. Amen en amen. Ek wens vir elkeen van julle 'n baie goeie dag toe, wonderlike dag, 'n geseënde dag, en alles wat julle doen, doen dit soos wat julle dit vir die Here sal doen. Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.